Daar's 'n vaste ding wat sê, as ons doen wat die woord sê, of nie 'n vaste ding ek sê, as ons doen wat die woord sê, dan doen die woord in ons lewens wat dit sê. En ons is toelaat dat die Here in ons harte werk, as ons osself oopstel, dat hy deur sy gees en sy krag in ons lewens werk, dan doen hy. Maar ek dink net ons moet verstaan waaroor dit gaan. Nou gisteraand het ons so 'n bietjie stilgestaan by tale as 'n teken, en ek het ook gesê dat dit is belangrik dat elke wedergebore kind van God, dat jy in tale moet bid, want die woord sê vir ons uitdruklik in 1 Korintiërs 14 dat jy stig jouself en jy praat verborgenhede met God. So dis belangrik dat ons in ons binnekamers in tale bid. Dat ons wanneer ons die geleentheid het, dat ons in die gees bid. Want Paulus sê hy wat in 'n taal bid, bid in die gees. So dis belangrik dat ons in die gees bid. Dis belangrik dat ons dit beoefen. En met dit wil ek ook sê, dit is vir my absoluut belangrik dat elke gelowige die dooping met die Heilige Gees moet ervaar. En dat ons onsself sal oopstel vir die gevolge of vir die resultate van die dooping met die Heilige Gees. Want baie van ons onderdruk en hou terug en op die einde van die dag verloor ons uit, want die Here wil vir ons soveel meer gee. So dis belangrik. Pieter, al net van hierdie van die monitors af, hy klink net so 'n bietjie voor. Goed, nou ek wil vanaand so 'n bietjie verder gaan en ek wil praat oor die gawes van die Heilige Gees as 'n toolbox vir ons lewens. So ek wil praat oor die toolbox van die Heilige Gees. Nou ons het begin verlede week het ons begin met Lukas 24 vers 49 waar Jesus gesê het, kyk ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, is daar twee spesifieke aspekte wat hier in hierdie gedeelte aangeraak word. So die eerste een wat hier aangeraak word, is waar Jesus sê, ek stuur die belofte van die Vader op julle. So dis 'n spesifieke ding waarvan Jesus praat, 'n spesifieke belofte wat Jesus hier aanraak. En dan tweedens sê hy, julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is, met krag uit die hoogte. So hier's twee elemente, en ek wil vanaand gou so 'n bietjie by elkeen net so vinnig stil staan, want hoewel dit twee verskillende aspekte is dit nog steeds 'n eenheid. Loop dit nog steeds saam en werk dit nog steeds saam. So die eerste een waarby ek wil stil staan, wanneer Jesus sê in Lukas 24:49, net voordat hy opvaar hemel toe is, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Nou hierdie belofte is juis wat vir ons gegee is as 'n gereedskapstuk om saam met ons te wees, en dit is meer persoonlik van aard op ons van toepassing, en daar sekere elemente wat daarin is wat meer na ons kyk, as wat dit gereedskapstukke is om uit te werk, as wat dit 'n tool in jou hand is om na buite toe te werk. So as ons gou so by 'n paar verskillende skriffies kan stil bly, net dat jy 'n idee kan kry van wat dit behels of wat dit beteken, begin ons by Johannes 7, en ek het net 'n paar skrifte hier aangemeld, net wat ek nou wil verwys. Kyk ons na Johannes 7 vanaf vers 37, waar Jesus gesê het, die laaste dag van die groot fees, wat hy gesê het, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. So hierdie is 'n belofte wat die Here vir ons gegee het, dat die wat in hom glo, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. So dit praat van iets wat in jou sal wees, wat sal uitbeweeg na buite, iets wat in jou sal wees, wat in jou sal werk. En as ons net na die volgende vers kyk, dan kwalifiseer Jesus, of die woord kwalifiseer wat Jesus eintlik hiervan gepraat het. Johannes sê, en hy het gesê van die Heilige Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So hierdie strome van lewende water, verwys na die Heilige Gees, wat die sou ontvang, wat in Jesus glo. En ons weet wat Petrus gesê het in Handelinge 2, toe hy die ouens bedien het hy gesê dat, bekeer jou, laat jou doop, tot vergifnis van jou sondes, en jy sal die gawes van die Heilige Gees ontvang. So dis 'n belofte, en hy sê hierdie belofte kom julle toe en julle kinders, en die wat daar ver is, wat na ons verwys, wat daar ver is. So hierdie is 'n belofte wat vir ons gegee is, dat strome van lewende water, die teenwoordigheid van God se Gees in en deur ons sal werk. So dis iets belangrik om dit te verstaan, dis vir ons gegee.
En jy wat in Jesus glo, dis vir jou beskikbaar. Dis vir jou daar, maar jy moet toelaat, laat dit vloei. Jy moet toelaat, dat jy 'n kanaal is, waardeur dit kan loop. Ons sien in Johannes 14, een van die mooiste gedeeltes, rondom die belofte, rondom die Heilige Gees, waar Jesus sê, ek sal die Vader bid, en hy sal 'n ander trooster, en wanneer hy praat van 'n ander trooster, dan sê hy, een soos ek, sal hy stuur. Want die Heilige Gees is God. Dis die Gees van God, dis die derde persoon van die goddelikheid. Dis nie net 'n dit of 'n iets nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. 'n Persoon wat gevoelens het, 'n persoon wat eienskappe het, 'n karakter het. Dis die Gees van God wat die dieptes van ons Skepper, van die almagtige God ken. Wat in ons woon. En Jesus sê, hy gee vir ons daardie belofte, dat ek stuur vir julle, ek sal die Vader bid en hy sal 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. So die Heilige Gees sal tot in ewigheid by ons wees. So hoor mooi, nooit sal die Heilige Gees van die aarde onttrek word terwyl die mense is nie. Want waar daar mense is, daar sal die Heilige Gees wees. Vers 17. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar hulle ken hom, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So die wêreld kan nie die Heilige Gees ontvang nie. En let wel, weer eens is hier twee aspekte rondom dit. Eerstens, dis die Heilige Gees, en ek het nou nie daai skrif by nie, maar dis Johannes 16 sê duidelik dat dis die Heilige Gees wat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. So die Heilige Gees doen daai werk in die wêreld, in 'n persoon wat nie in verhouding met die Here staan nie. Is die Heilige Gees besig. Maar die Heilige Gees gaan nie in hom bly en homself in hom openbaar nie. En die waarheid en die volheid van God in sy hart openbaar nie. Johannes 14:26 sê hy, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So hierdie is amazing, want alles wat Jesus geleer het, word deur die Heilige Gees aan ons gegee. 1 Johannes 2 sê, julle die salwing van die Gees en julle weet alles. So die Heilige Gees wat in ons is, wat by ons is, die trooster wat in ons kom bly, hy openbaar dit wat Jesus gesê het in ons harte, in ons lewens. Hy maak dit vir ons oop en hy herinner ons aan dit wat die woord sê, aan dit wat Jesus gesê het. En dit is in lyn met die groot opdrag wat Jesus sê, gaan en jy maak disippels van alle nasies, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So dit is in lyn met wat Jesus, die opdrag wat Jesus ook aan die disippels gegee het. Maar die Heilige Gees maak dit lewendig en vas in ons harte. Volgende werking wat die Heilige Gees in my doen, die volgende gereedskapstuk wat die Heilige Gees in my hart gee, is Johannes 15:26. En hierdie is 'n ongelooflike amazing skrif. Hy sê, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Nou as jy ou daarna kyk, dan dink jy, okay, dis great, maar wat beteken dit? Die Heilige Gees gaan van Jesus getuig. Nou wat so amazing oor hierdie skrif? Kom ek sit gou vir julle hierdie skrifie in konteks. Dan sal jy verstaan hoekom dit so 'n amazing skrif is. Want as jy die gedeelte voor dit lees, en ek het net een versie uitgehaal daar, om dit so 'n bietjie in te kleur, of twee versies, sê hy, vers 20 en 21 sê hy, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Nou, hoe kan dit 'n amazing skrif wees as hy praat van vervolging? Vers 21, maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. So hoe kan dit dan 'n amazing skrif wees? Sien, dit is 'n amazing skrif. Want omdat wanneer jy in 'n situasie kom waar jy vervolg word ter wille van die koninkryk van God, ter wille van die naam van Jesus Christus, dan kom die Heilige Gees en hy getuig in jou hart van Jesus, sodat jy staande kan bly, ten spyte van vervolging.
Hy kom en hy maak die waarheid van Christus so realiteit in jou hart, dat daar op daai oomblik nie in jou hart 'n twyfel is oor wie Christus is nie. En dat ongeag wat hulle bereid sal wees om aan jou te doen, dat jy staande kan bly. Verstaan jy nou hoekom ek sê hierdie is 'n amazing skrif? Met ander woorde, wanneer hulle jou begin aanrand terwille van die koninkryk, dan maak die Heilige Gees getuig in jou hart van Jesus. En dan as hulle jou slaan, dan dink jy by jouself, Here, wat 'n voorreg. Wanneer jy pyn het, dan dink jy, Here, wat 'n voorreg. En dis 'n realiteit, dit gebeur. Dit gebeur, ek dink aan 'n as ek reg onthou, was dit 'n persoon wat in Nepal gewoon het, wat deur die mense van die dorp het hulle hom gevang en hulle het hom begin slaan, en terwyl hulle hom geslaan het, dink hy die hele tyd by homself, hy kan niks doen nie, want anders verloor hy sy getuienis. En terwyl hulle hom slaan en hulle het hom geslaan om hom dood te maak, het hy aanhou glimlag vir hulle, en hy aanhou vir hulle bid, het hy aanhou seën oor hulle gespreek, terwyl hulle hom geslaan het, terwyl hulle hom mishandel het hy net aangehou. En hy sê alwaar hy kon dink is, hy kan nie nou ingee nie. Hy kan nie nou ingee nie. En so het die Heilige Gees van Christus in sy hart getuig, sodat hy staande gebly. Jesus sê dan in Lukas 12, vers 11 tot 12, sê hy, en wanneer hulle julle sal bring voor die sinagoges, en die owerhede en die gesaghebbers, moet julle nie kwel oor hoe of waarmee julle sal verdedig, of wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. So dis deel van die belofte wat God ons gegee het. So hy gee ons 'n tool, hy gee ons toerusting, sodat selfs in moeilike omstandighede waar ons vervolg word, dat ons staande kan bly. Johannes 16, nog 'n amazing gedeelte, kom Jesus en hy praat ook oor die Heilige Gees, en hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar hy sal alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So nog 'n gereedskapstuk wat die Heilige Gees vir my en vir jou gee, is dit wat in die binnekamer, in die troonkamer van God verklaar word aan my en jou in ons harte geopenbaar, deur die Heilige Gees. So nog 'n gereedskapstuk wat ons het, is ek en jy het insaag in dit wat in die hemel aangaan. Ons het insaag oor dit wat God se hart is, vir hierdie tyd waarin ons leef, vir ons gemeente, vir ons dorp. Wanneer ons onsself oopstel en toelaat, dan openbaar die Heilige Gees aan ons. Dit wat God se hart is. Wat God se plan is. Hy sê in vers 14, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort, en aan julle verkondig. So die Heilige Gees neem dit wat Jesus praat, wat in die binnekamer gespreek word, kom hy en hy openbaar dit vir my en vir jou, sodat ek en jy daardie kennis kan hê. So, dis 'n paar skrifte wat dit vir jou wys, wat die belofte is waarvan Jesus gepraat het. Daar's nog vele ander aspekte van die Heilige Gees wat deel uitmaak van hierdie belofte, maar hierdie is 'n paar belangrikes wat ek net vir julle wou voorhou. En dan bring dit ons by die tweede gedeelte. Tweede gedeelte is waar Jesus gesê het, maar julle sal krag ontvang. Julle moet in die stad bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou, wanneer Jesus praat van krag uit die hoogte, dan dink ek moet ons net eers gou-gou 'n bietjie weer terug gaan na Sondagoggend se boodskap toe. Onthou wat ek gesê het van Pinkster beteken 50. So dis 50 dae later. En soos wat ons gesê het, dis 50 dae na die fees van eerste vrugte. En Pinkster beteken fees van die oes. So net om vinnig opsommend te praat daaroor. En so die fees van die oes is 50 dae na die fees van eerste vrugte. En ons weet dat die fees van eerste vrugte is die opstanding van Christus. En dan die fees van die oes verwys na die uitstorting van die Heilige Gees. Maar wat belangrik is van hierdie hele ding wat ons moet verstaan, is dat die fees van die oes was aan die begin gehou van die oes wat moes ingebring geword.
So dit was aan die begin gehou van die koringoes, wat daarna afgeoes moes word. So wanneer ons dan nou gaan kyk, en ons kyk in daardie konteks, na wat Pinkster beteken, dan beteken dit dat daar toerusting gegee word, dat daar tools gegee word, vir 'n oes wat moet inkom. En ek dink dit is een van die goed wat die kerk mis, rondom die werking van die Heilige Gees, rondom die gawes van die Heilige Gees. Want die Here het nie vir ons net 'n klomp goed gegee, sodat ons kan wys en afsjou van wat ons alles het nie. En dis tipies wat in Korinthe gebeur het, en ons gaan nou so 'n bietjie daarby stil staan. Dis nie waarvoor ons dit gekry het nie. Dit gaan juis daaroor dat God ons wou toerus, dat Jesus ons wou toerus, dat die Heilige Gees ons wil toerus, met toerusting, met tools in ons hande, sodat wanneer ons besig is met die oes, dat ek en jy die oes kan inbring, dat ek en jy bekwam is, dat ek en jy die tools het om die oes te kan inbring. En telke maal, in die dae waarin ons leef, waar mense besig is met God se hart, waar mense besig is met God se werk, manifesteer die Heilige Gees deur wonders en tekens. Hoor gou, ek gaan dit weer sê, want julle het nie gevang wat ek nou net gesê het nie. Oral waar mense besig is om die oes in te bring, manifesteer die Heilige Gees deur wonders en tekens. As julle net kan hoor in China, die tekens wat daar gebeur, die wonders wat daar gebeur. Bo in Afrika en die moslimlande, die wonderwerke wat daar besig is om te gebeur. Dis ongelooflik om hierdie goed te sien. Weet, as ouens daarvan hoor, dan dink jy hierdie mense praat stories. Maar is realiteite van hoe die Here heiliglik besig is met wonders en tekens, sodat die verlore gaande wêreld kan sien wat hy besig is om te doen. En dis manne en vroue wat toegerus is, wat die tools wat die Here vir hulle gegee deur die Gees gebruik, tot uitbreiding van die koninkryk van die Here. Nou, Jesus kom en hy sê daar in Johannes 4 vers 35 en 36, sê hy, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes. So die lande is ryp, dis oestyd. En veral, as julle onthou Sondagoggend het ek vir julle gewys, hoe dit van die dooping met die Heilige Gees, hoe die Heilige Gees, hoe dit afgegaan het van die Heilige Gees af, hoe die heiligmaking prys gegee is, die gesag van die woord, en toe saligheid, en hoe dit gedraai het, hoe die Here weer saligheid ingebring het, hoe hy weer begin het om die gesag van die woord te herstel, hoe die heiligheidsbeweging gebeur het, en hoe daar weer klem gelê is op heiligmaking, dat ons moet heilig lewe, en toe die uitstorting van die Heilige Gees, wat weer plaasgevind het, en so tussen hakies, die AGS Kerk is vandag 118 jaar oud. Ja, dit is amazing. So as ons daarna kyk, en as ons sien hoe die Here gewerk het, dan is dit juis nou aan die voorhand van die ryp oes waarin ons moet gaan oes. Waar die Here my en jou wil gebruik om 'n verskillende impak te maak, waar ons beweeg onder nie-gelowiges, sodat ons die oes kan inbring. Maar kyk in vers 36 wat hy sê. Hy sê, en hy wat maai, ontvang loon, kyk na die volgende vers, en vergader vrug vir die ewige lewe. Sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Mense, verstaan julle wat dit beteken? Dit beteken dat wanneer ek en jy saam met die Here betrokke raak met wat God se hart is, dan is jy besig om vir jou vrug in die koninkryk, is jy besig om vrug in die teenwoordigheid van God vir jou bymekaar te maak. Is jy besig om vir jou skatte in die hemel bymekaar te maak. So dis nie net iets wat ons doen en omdat die kerk so sê nie, want dis God se hart, dis God die Vader se hart. En elke siel wat ek en jy die woord van die Here aan verkondig, elke siel wat ons uitnooi in sy koninkryk in, en wat nog te sê van elkeen wat tot bekering kom, is ons besig om vir ons vrug in die teenwoordigheid van die Vader bymekaar te maak. En dit is juis waaroor Pinkster gaan. Dit is juis hoekom die uitstorting van die Heilige Gees daar is. Nie net om my en jou te verryk sodat ons geestelike bosluise op 'n koei kan wees nie. En as ek sê geestelike bosluise, dan praat ek van jy kry, ek weet nie of julle al mooi gekyk het na as jy daar by beeste kom, 'n vriend van my het 'n beesplaas daar op Jankemdorp. Hy was nou die dag by ons in die kerk en as jy daar tussen sy beeste loop, is daar so 'n lekker stywe bosluise op van daai koeie. Sommige sulke styf goed hoe sal ou sê, dik gesyn.
die bees al goed getrek. En weet julle wat, dis is so baie gelowiges funksioneer. Hulle is hierdie dikgesuigde bosluise, wat eintlik niks beteken in die koninkryk nie. Hulle sit met die gawes, maar dit gaan oor hulle, dit gaan nie oor die koninkryk van die Here. En hoor gou mooi. God se hart is mense. Vader se hart is mense. Of ons dit wil weet of nie, selfs daai ou waarvan ons nie hou nie. Dis God se hart. En hy het nie begeerte dat enige mens moet verlore gaan nie. Maar dat elke mens tot redding moet kom. Elke mens, as dit sê elke mens, praat dit van elke liewe mens. Dat elke een tot redding sal kom. Dis God se hart. Maar hy het gekies om my en jou te gebruik, om sy hande te wees, om sy voete te wees. Hy het gekies om my en jou te gebruik, juis, sodat ons diensbaar in sy koninkryk kan wees. So, en van hierdie gereedskap wat hy gegee het, is om my en jou persoonlik te versterk. Soos byvoorbeeld tale is een van die elemente wat gegee is om een van die elemente, of van die eienskappe van geestelike tale is juist, sodat jy geestelik versterk kan word, en dat jy verborgenhede met die Vader kan praat. Maar hy het dit ook vir ons gegee, hy het ook hierdie gawes vir ons gegee, om diensbaar in sy koninkryk te wees. So kom ons kyk 'n bietjie na wat dit beteken. Kom ons kyk 'n bietjie na wat is hierdie tools in ons toolbox. Nou, eerstens wat ek gou wil noem is, wanneer ons kyk na die tools, praat hy van krag. Praat van 'n vermoë om te kan gaan en te kan getuig en 'n getuie te kan wees. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So kom ons kyk gou net na wat hy hier sê. Kom ons definieer gou wat hy sê. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees kom, en hy praat van dynamis, hy praat van werklik waar geestelike autoriteit en geestelike krag, geestelike vermoë, sal jy ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en dan sê hy, julle sal my getuies wees. En dan gaan nou gou net so vandag kyk wat Paulus sê oor getuie wees. Hy sê, julle my getuies wees in Jerusalem. So Jerusalem is hier. Brakpan. Jerusalem. Die hele Judea, Gauteng, Samaria, Suid-Afrika, tot aan die uiterstes van die aarde. Nou waar is die uiterste van die aarde? Ek weet nie, maar dit is ver. Dis ver. Dis hoekom ek 'n hart het vir Indië, want God het dit in my wakker gemaak, om betrokke daarbey te wees. Wat van Brakpan? Ja, God se hart is hier ook. En dis hoekom ons in Brakpan is. Dis hoekom jy in Brakpan is. Dis hoekom ons hier rond beweeg, juist sodat ons elkeen diensbaar hier kan wees. So deel van dit is juist dat ons getuies moet wees vir die Here. Paulus sê daar in 1 Korintiërs 2 vers 4 tot 5 sê hy, my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Wat se krag praat hy van? Praat van die krag van die Heilige Gees. Praat juist van daardie krag wat hom bekwam om 'n getuie te wees. En hy sê in vers 5, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan, maar in die krag van God. So ons het juist nodig om in die krag van die Heilige Gees te funksioneer, te getuig, sodat mense wat tot bekering kom, nie deur ons slim woorde omgekoop word nie, maar dat hulle die krag van God kan ervaar. Nie dat hulle hiernatoe kom omdat hier 'n show is nie, maar omdat hier iets is wat hulle begeer, wat hulle maak honger om terug te kom, om weer en weer te kom. Nou wanneer ons gaan kyk na die gawes waarvan Paulus praat in 1 Korinte, dan het Paulus juis nogal met die Korinte gepraat, die gemeente van Korinte gepraat oor die gawes, en hy noem 9 gawes daar, en ek dink die rede hoekom hy spesifiek daai 9 gehou het, is, of daar genoem het, en hulle lering daaromtrent gegee het, is omdat hierdie ouens so bietjie moes styf getrek geword het.
Hulle moes net so 'n bietjie ingetrek geword het, want die ouens was bietjie los, en as ons kyk hoe hulle funksioneer het en wat hulle gedoen het, moes Paulus hulle aanspreek rondom die gawes, en hy moes hulle leer. Maar Paulus kom daar in 1 Korintiërs 12, vers 8 tot 11, dan praat hy van die gawes. So hierdie is gereedskap in ons toolbox, wat ek en jy het, waarop ons kan werk. En hy sê, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en die ander 'n woord van kennis, van weer dieselfde Gees, aan die ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan die ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan die ander werkinge van kragte, aan die ander profesie, aan die ander onderskeiding van geeste, aan die ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat dan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So wanneer ons hierna gaan kyk, dan is daar 3 kategorieë wat Paulus eintlik hier vir ons sê, waarin ons hierdie 9 gawes kan opdeel. En as ons na die eerste een kyk, dan praat dit van die gawes, die genadegawes van openbaring. So as ons daarna kyk, dan is 'n tipiese woord van wysheid. So dis wanneer die Heilige Gees jou op 'n oomblik wysheid in 'n saak ingee, wat jy eintlik nie noodwendig die kennis van het, of van weet hoe dit werk nie. Dit kan in jou werk gebeur, dit kan in 'n geestelike situasie gebeur, dit kan in enige situasie gebeur, waar die Here jou net wysheid gee in 'n situasie, sodat jy die wysheid het om die ding reg op te som. Nou, ek kan vir julle baie stories in my eie lewe vertel, van hoe ek in situasies was, wat ek nie geweet het hoe om dit te hanteer nie, en hoe ek Here gevra het, Here, U moet my hier help, want ek weet nie hoe nie. En hoe die Here my wysheid gee om 'n ding uit te lê, en as ek daarna kyk, dan besef ek net, Here, kan dit regtig werk? Want partykeer maak dit nie eers sin nie, en die oomblik toe ek dit doen, toe werk dit. En dit werk goed. En daar's nie skade aan die koninkryk nie, omdat ek gedoen het wat die Here gesê het. En ek wil nou nie in die detail daarvan ingaan nie, maar dit is belangrik dat ons wysheid, of wysheid gaan juist daaroor, dat die Here vir jou in 'n bepaalde situasie wysheid gee, om 'n situasie te hanteer. Kennis. Om vir jou kennis van iets te gee, wat jy eintlik niks van weet nie. Maar die Here gee vir jou die kennis daaroor, om dit te hanteer. Ek vertel graag die storie van toe ek so oud was. Ek dink ek was 13, 12 jaar oud. En ek het 'n dikweel bicycle gehad. Daai bicycles het mos so backpedal, so brieke agtertoe getrap. Julle ou mense weet waarvan ek praat, moenie maak of julle weet nie. In geval, as jy so gery het, jy het agtertoe getrap, het hy gebreek. En om een of ander rede het daar fout gegaan met my fiets se briekstelsel, en hy het nie gewerk nie. En ek het hom toe so reg gemaak dat hy vorentoe en agtertoe breek. So hy nêrens heen gegaan nie. As jy vorentoe trap brieke, as jy agtertoe trap brieke, so hy het nêrens heen gegaan nie. En ek sit daar eendag en ek's moedeloos. En ek terwyl ek so sit en dink, vra ek net, ag, Jesus, wil jy my nie help met die ding nie? En ek los dit. En na die volgende oggend toe ek opstaan, toe het ek 'n prentjie in my kop van hoe die ding moet werk. En voor skool, toe hardloop ek garage toe. En ek het daai ding en ek maak hom soos wat hierdie prentjie in my kop is, en toe ek hom klaar is, toe werk hy. Ek weet nie hoe dit gebeur nie. Maar ek weet, dat is die Here wat vir my openbaar het, wat vir my die wysheid gegee het, om daai ding te kon regmaak. So in elke opsig. En dit was iets wat my gebeur het toe ek 'n klein laaitjie was, en nie eers regtig die Here geken het nie. Hoeveel te meer, ons wat die Here ken, wat die Heilige Gees het, hoeveel te meer gee ons wysheid in situasies. Onderskeiding van geeste. Net daardie vermoë om in te stap en te ervaar, wow. Nee, wag 'n bietjie. Wag so 'n bietjie. Want ons het baie keer te haastig geraak, dat daardie gawe nie meer in ons kan werk nie. Ons is so polities korrek, want ons mag mos nie oordeel nie. Kind van God, dis 'n gawe wat God jou gegee het. As iets jou pla oor iemand, luister. As iets in jou hart sê, hoor jy, hier's fout, vra jy die ou wat's fout, luister. Die volgende 3 is gawes, genadegawes van kragte. En hier praat hy van geloof. In ander woorde, spesiale geloof. Onthou, elkeen van ons het genoeg geloof. Romeine 12 vers 3 sê dat die Here na mate aan elkeen geloof toegedien het, soos wat ons nodig het. So elkeen van ons het genoeg geloof, maar hierdie geloof praat van net 'n absolute krag van geloof wat in jou werk, wat net onwrikbaar is. Gesondmaking.
waar die Here net op 'n oomblik met jou praat en jy bid vir iemand en daai persoon word gesond, wat nie algemeen is nie, maar op daai oomblik is dit 'n genadegawe van gesondmaking, werking van kragte. En wanneer ons praat van kragte, dan praat ons van wonderwerke en ek het nou die dag het ek vir julle gesê iets wat ek gelees het wat gesê het, man, ek is realisties, ek verwag wonderwerke. Verwag dat die krag van God sal werk. En dan natuurlik die derde een, genadegawes van geïnspireerde uitinge, soos profeseë, wat ons baie mee te doen het. Allerhande tale, uitleg van tale. En dis 'n realiteit onder die kinders van die Here. Weet julle wat vir my hartseer? Is dat mense vir hulle, sal ek dit noem, onder die vaandel van die kerk, geestelike waarsêers bymekaar maak. Nou wie toe hulle hardloop van een na die ander een toe om te hoor wat sê die Here vir hulle. En ek wil vir jou sê, as jy van profeet tot profeet hardloop, is jy met niks anders besig as geestelike waarsêer. Dis niks anders nie. Want God praat nie tweedehands met sy kinders nie. As God nie persoonlik met jou praat nie, hoekom gaan hy deur 'n profeet met jou praat? As jy dan die Here soek, hoekom moet jy na 'n profeet toe hardloop sodat hy met jou kan praat? As jy in 'n situasie kom waar daar 'n profeet is, gaan hy aan jou bevestig wat die Here al reeds in jou hart gelê het. Of hy gaan dalk vir jou iets noem en daarna gaan die Here dit vir jou bevestig. Maar die Here het juist vir elkeen van ons hierdie vermoë gegee. Ons het nie nodig om van een profeet na 'n ander een toe te hardloop nie. As jy dit doen, hoor gou, jy's besig met sonde. Dis nie God se hart nie. Gaan sit by die Here en gehoor by hom. Gaan vra homself. Hy is ons bron, nie 'n profeet nie. Nou in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7 kom Paulus en hy sê daar's wel verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees. Daar is verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here en daar is verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. So hierdie is gereedskapstukke wat ons het. Romeine 12 vers 7 tot 4 sê Paulus, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met op wat nuttig is. Romeine 12 vers 6 tot 8. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Ek wil net vinnig teruggaan na daai vers toe. Hy sê aan elkeen word aan ons gegee op dit wat nuttig is. Nou hoor gou. Daar's 'n verskil tussen genadegawes en party ouens is dit as 'n bediening vir jou gegee en vir party mense is dit 'n gawe wat jy gebruik op 'n bepaalde tyd. En hoe hierdie gawes werk is dat wanneer jy in 'n spesifieke situasie is waar jy 'n spesifieke gawe nodig het en jy is afhanklik van die Heilige Gees, dan delf jy in daai toolbox in en op daai oomblik kry jy die gawe wat jy nodig het om 'n bepaalde ding te doen. So dit beteken nie noodwendig dat jy altyd daai vermoë het nie. Maar dit beteken dat daar's in jou toolbox wat die Heilige Gees vir jou gegee het, is daar 'n gawe wat hy vir jou beskikbaar stel, sodat wanneer jy in 'n situasie kom dat jy dit kan gebruik. OK. So as ons na daai gawes kyk, net dat dit duidelik is. Goed. Romeine 12 vers 6 tot 8. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profeseë na die maat van geloof of bediening in die werk van bediening of wie leer in lering of wie vermaan in vermaaning, wie uitdeel in opregtheid. Hoor gou 'n bietjie, wie uitdeel? Deel van gawes wat die Here vir ons gegee het, genadegawes is om uit te deel. Wie vermaan, deel van gawes is om mense te vermaan. Om diensbaar te wees. En ons kyk na hierdie goed en ons dink, o nee, Jesus, weet jy wat, dit is nou nie heeltemal wie ek is nie, jy weet maar. Hoor gou mooi. Dis deel van die gawes wat die Here vir ons gee. Vir 'n bepaalde tyd. Vir 'n tyd in ons lewe of dalk is dit jou bediening om te vermaan of om te leer. Gaan hy verder, hy sê wie 'n voorganger is met ywer, die barmhartigheid bewys met blymoedigheid. So daar's verskillende gawes wat hy aan verskillende mense gegee het. 1 Korintiërs 12 vers 28 sê en God het sommige in die gemeente gestel
In die eerste plek apostels, die tweede profete, derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes, daarna gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. So daar's verskillende bedieninge, verskillende tye vir verskillende mense, waar die Here vir jou sekere tools gee deur die Heilige Gees, sodat jy kan dienbaar wees in dit wat die Here jou op daai stadium nodig het. Laat my net weer eens dink aan Moses, wat die Here vir Moses sê, Moses, wat's in jou hand? Wat's in jou hand? Ek wil vanaand vir jou vra, wat's in jou hand? Want ons sit baie keer en sê, ek wag vir die Here dat die Here my moet wys. Wat's in jou hand? Want wat in jou hand is baie keer juis dit waar jy moet begin. Juis die plek waar jy moet begin. Efesiërs 4 vers 11 tot 12, sê Paulus vir Timoteus, hy sê, en hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, en hier praat hy van bedieninge, ander as evangeliste, ander as herders, ander as leraars, en dit het ook te doen met gawes, want jy kan ook 'n gawe hê om vir iemand lering te gee op 'n oomblik. Dit is alles deel daarvan. Dan sê hy, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. So hoor mooi, God se hart is, dat elkeen van ons wat hier is, voorberei sal wees vir dienswerk. En soos wat ek al gesê het, nie om seatwarmers te wees nie. God het jou nie geroep om net deel te wees van die kerk, om nou maar saam in die boot te klim nie, of op die bus te klim nie. God het ons geroep om in sy koninkryk deel te wees van die werkspan wat werk vir sy doel. Wat werk in sy koninkryk, juis om sy doel uit te leef en dit uit te werk. Dis God se hart. Paulus kom en hy sê vir Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 7, hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawes van God aan te wakker wat in jou is. Wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So hoor gou 'n bietjie hier, geliefdes. Ek wil julle aanmoedig om dit aan te wakker, om juist daai genadegawes wat die Here vir jou gegee het, om dit aan te wakker. En wanneer hy praat van aanwakker, dan is dit letterlik soos, ek het nou die dag of gister gepraat van as jy vleis braai en die kolle raak so half dof, dan kap hou dit so onder so bietjie net, laat die as afval, laat die hitte weer uitkom. Maar wat hy hiervan praat is om soos 'n blaasbalkie te vat en hierdie vuur so bietjie aan te blaas, laat hy weer bietjie hitte vang. En dis wat Paulus vir ons sê, hy sê, hey, jaag 'n bietjie hierdie vuur op, word 'n bietjie warm, jaag hierdie kole 'n bietjie op in jou, hierdie kole van die geestelike gawes wat in jou funksioneer. Jaag dit so 'n bietjie op, want die Here het jou nie 'n gees gegee van vreesagtigheid. Ons het nie 'n gees om bang te wees nie. Ons het 'n gees van krag. En hierdie woorde wat hy hier sê, is my amper 'n opsomming van 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Hy praat van krag, hy praat van die gawes, hy praat van die bediening, hy praat van die werke wat God gegee het. Van liefde, 1 Korintiërs 13. Dat as ons nie die liefde van God in ons harte het nie, beteken dit alles niks. En dan 1 Korintiërs 14, wat hy sê, jy het al hierdie gawes, maar daar's 'n sekere manier om dit te gebruik. 'n Sekere manier om dit toe te pas. Soos ek gisterand gesê het, dek eers klaar die tafel voordat jy inskep. Dit help jy nooi die ouens en as hulle gaan sit, gooi hulle die pap op die tafel nie. Sit dan meer 'n bord daar neer en 'n mes en vurk en dan maak jy vol. So hy gee vir ons die gees van selfbeheersing, sodat ons die regte goed kan doen. Ek wil vanaand afsluit en met hierdie vers, 1 Johannes 5 vers 14. Sê Johannes, en dis die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Hoor gou geliefdes. Wanneer ons God vra volgens sy wil, verhoor hy ons. God se wil is dat jy moet beweeg onder die gawes. Sy begeerte is dat jy besig sal wees met wat sy hart is, en dis mense. Dat jy in hierdie oes sal besig raak. En ja, sommige mense moet vermaan word. Ander mense moet liefgekry word. Vir sommiges moet daar voorsien word. Vir ander moet daar weer op 'n ander manier gehelp word in terme van geestelike aspekte. En so is daar verskillende behoeftes by verskillende mense.
Maar wanneer ons hart is, Here, help my Heilige Gees, help my sodat elke persoon wat ek vandag ontmoet, dat ek U hart aan hulle kan openbaar, dat ek U gesindheid aan hulle kan openbaar. En ek weet dat wanneer ons praat van vermaan, dan wil ons amper vra, Here, gaan U hom kom haal of gaan ek hom stuur? En dis nie waarvan ek praat nie. Maar dat ons selfs wanneer ons iemand moet aanspreek oor iets wat nie reg is, dat ons dit met die liefde en die agting van ons hemelse Vader sal doen wat hy vir daai persoon het. Jesus sê aan sy disippels by geleentheid, is daar duisende mense wat gekom het om na sy lering te luister. En ek kyk na die mense. Die woord sê dat hy het innig jammer vir hulle gevoel. En hy sê vir die disippels, geef vir die ouens iets om te eet. En die disippels kom, sê, Here, maar ons het nie genoeg geld om brood te koop nie, waar gaan ons dat brood kry? En hulle begin te redeneer. En Jesus sê, nee, gee julle vir hulle. Net gou na die volgende slide. En hulle kom, hulle sê, Here, ons het 'n paar broodjies en 'n paar visies. En hy sê, laat hierdie ouens sit. Deel hulle in groepies op. En Jesus dank en hy begin die brood te breek. En hy gee dit aan die disippels. En hulle gaan deel dit uit. Geliefdes, aan die kruis is Jesus se liggaam, die lewende brood, vir ons gebreek. En Jesus het vir ons daai brood gegee. Hy het gesê, gaan deel dit uit. Hy het vir my en vir jou die kapasiteit gegee, deur sy Gees, om te kan gaan uitdeel, dit wat hy in ons hand gesit het. So ek wil vir jou vanaand vra, wat is in jou hand? Wat is in jou hart? Here het vir jou die gereedskapstukke gegee. En wanneer ons dit gebruik tot sy eer, staan wanneer hy deur ons werk. Staan wanneer ons wonderwerke sien. Staan wanneer ons genesing sien. Staan wanneer die Gees begin aanspreek en hy bly stil onder die gesag van die Heilige Gees wat deur jou werk het en deur jou funksioneer. Staan wanneer jy in 'n padblokkade inry en jy weet jy het moeilikheid en jy begin te bid. En die Here maak polismanne se oë toe, laat hulle nie die Bybels en die goed sien wat jy in jou kar het. En dat hulle jou nie stop nie, laat hulle jou deurry. Dis dan wanneer 'n waterpomp begin werk, wat onmoontlik is dat hy moet werk, en die Here gee vir jou 'n prentjie van hoe hy moet werk, en hy begin te werk. Dis dan wanneer jy die wind aanspreek, en die wind raak stil. En dat jy besig is met God se werk. Dis dan wanneer jou hand op iemand lê, en daai persoon word gesond. Wat is in jou hand? Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie vir die gawes wat U vir ons gegee het. Dankie Heilige Gees vir U toerusting. Dankie dat ons vanaand kan weet, Here, dat U vir ons gedoen het ver meer as wat ons kan dink. Dankie dat U vir ons gegee het, Here, ver meer as wat ons werklik kan besef. Here, in U hart is dat elke man en elke vrou in hierdie plek toegerus sal wees vir die dienswerk. Here, dat elkeen in U krag sal beweeg. Here, sodat wanneer hulle woorde spreek, hulle woorde van krag sal spreek. Here, dat hulle juis sal doen dit wat U wil hê. En ons dankie, Here, vir hierdie voorreg.
Dankie Here dat U ons gekies het om in hierdie tyd waarin ons leef, U hande en U voete te wees. Dankie Here dat U in ons woon en dat U die waarheid in ons harte openbaar. Ons dankie Abba Vader dat ons kan weet, ons is nie alleen nie. Here, maar ons het U krag in ons. Ons het nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Maar ons het U krag in ons. Here, en ongeag wat om ons aangaan, wanneer ons opkyk na U, wanneer ons vertrou op U, Here, wanneer ons hand in U hand sit en wanneer ons toelaat dat U deur ons werk deur die Gees, gebruik U ons tot U eer. En ek wil bid vir elkeen wat hier is vanaand, Here. Dat U ons net sal toevou, dat U ons net sal lei. Here, dat U werking net in ons sal wees. Dankie Abba Vader. Dankie Papa Vader. Terwyl jy so gesluit bly, wil ek tog 'n uitnodiging maak. As daar iemand is vanaand wat sê, Here, hier is ek. Ek wil my diensbaar stel vir U. Of jy die Heilige Gees het en of jy nie die Heilige Gees het nie. En as jy nie die Heilige Gees het nie, dat jy sal sê, Here, vul my met die Gees juis.